Dis 'n hartlike Shabbat Shalom van my kant af vir die wat al reeds ingeskakel is. Julle al klaar Shabbat Shalom toegewens, die wat nog gaan inskakel, die wat vorentoe gaan kyk na hierdie opname wat ons gaan doen. Mag jy ook die seëning hier uitkry. Mag jy dit saam met ons kom sit en dit bestudeer, want dis ons uitnodiging aan een en elkeen, is kom bestudeer die woord saam met ons. Vandag is dit Parasha Chukat Balak. En Shabbat Shalom van my kant af. Maar ek dink voordat ons dit gaan doen, weer eens ouer gewoonte, gaan ons kyk na die Tehillim. Dit lyk vir dis twee gedeeltes wat vandag voorkom, Tehillim 95 en 79. Kom laat ons jubel tot eer van Jahoe. Laat ons juig ter ere van die rots van ons verlossing. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofsange om toe juig. Want Jahoe is 'n groote El, ja, 'n groot koning bo al die magtiges, in wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne, aan wie die see behoort wat hy self gemaak het, en die droë land wat sy hande geformeer het. Kom laat ons aanbid en neerbuk, laat ons kniel voor Jahoe wat ons gemaak het, want hy is ons Elohim, en ons is die volk van sy weide, en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister, verhard julle hart nie soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwalende hart, en hulle ken my weë nie. Sodat ek in my toorn gesweer het, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Tehillim 79 vers 13. En ons, u volk, en die skape van u weide, ons sal u vir ewig loof, van geslag tot geslag, sal ons u lof vertel. En soos wat ek gesê het, is ons parasha se naam is Chukat. Dit is 'n insettinge, die Chukat. Sal nou 'n bietjie meer praat oor die Chukat gedeelte. En dan natuurlik Balak is die koning van Moab en hy het sekere dinge wat hy gedoen het. En daardie prentjie wat jy op jou skerm sien, vertel amper die hele verhaal van Chukat Balak met die rooi vers en met die donkie en die water, die rots wat uit die water uitgekom het en dis meer. Ek meen, kom ons ondersoek net bietjie wat wil die Ruach vandag vir ons oopbreek hier. En dis regtig waar my gebed dat iets vir jou vandag oopgaan wat jy kan vat en wat jy kan vorentoe vat en implementeer. Want jy sien, hierdie goed, ons doen dit nie net as 'n lesing van die geskiedenis nie. Ons doen dit want elke parasha moet vir jou 'n geestelike ondervinding wees. Dit beteken jy moet iets vat en jy moet gaan toepas in samewerking met die Ruach. Vir Vader vra om dit te implementeer in jou lewe. Kom ons kyk hoe lyk die skrifgedeeltes. Ja, by die Torah uit is dit Bamidbar of Numeri 19 vers 1 tot hoofstuk 25 vers 9. Micha 5 vers 5, dis uit die Haftarah uit, 5 vers 6 tot hoofstuk 6 vers 8. En dan uit die Brit Hadashah is dit Johanan of Johannes 3 vers 10 tot 21 en dan ook Chazon of Openbaring 2 vers 12 tot 23. En toe ons daardie gedeelte uit Johanan uitgelees het, toe dink ek so by myself, weet jy, 'n mens moet partykeer net gaan sit en jy moet net weer dit wat Yeshua daar gesê het, moet jy net weer gaan bestudeer, want dit het soveel rykdom, dis soveel diepte wat ek en jy moet
daaruit put. Nou jy sal sien, hierso begin ek spring sommer weg wanneer die las te swaar word om te dra, maar ek wil hê jy moet nou die volgende sien en ek hoop ek kan vir jou oordra soos wat ek dit ervaar het hier in die begin van die week en ek het hom so begin en gesê, stel jouself net voor. Jy kry 'n taak wat so oorweldigend is, dat het voel vir jou asof jy die gewig van die hele wêreld so op jou skouers dra. Elke besluit raak iemand anderster. Elke fout word onder die loep geplaas. Elke klag beland by jou voete. En uiteindelik begin selfs die sterkste leier kraak onder daardie druk. En dis presies wat ons sien wat hier gebeur met Moshe. Dis waar hy hom bevind in hierdie dubbele gedeelte, Gukat Balak. Vir 40 jaar lank het hy 'n moeilike volk deur 'n dorre wildernis gelei. En ons vergeet, nou die dag nog was ons gewees waar hulle by die verspieders die opdrag gekry het, jy gaan 40 jaar in die wildernis wees. Die volgende is hulle weer al op pad en daai geslag het begin uitsterf en nou is hy weer besig om hulle deur hierdie wildernis te ry. Wat het hy gedoen? Hy het vir hulle gepleit. Hy het vir hulle Torah geleer. Hy het by Jahwe hoeveel keer vir hulle ingetree. En hoeveel keer het hy nie hulle eindelose klagtes verduur nie. Maar ons begin nou kom na die einde van sy reis. En aan die einde van hierdie reis, dan word ek en jy getuies van een van die tragiesste oomblikke in Moshe se lewe. En tog, diep binne hierdie hoofstukke waarvan ons nou gaan praat, is daar 'n kosbare les. 'n Les oor leierskap, oor geloof, oor geestelike insig, en dan natuurlik die gevaar om jou se afgesonderdheid uit die oog uit te verloor, want hierdie lewe dood eenvoudig net te veel word. I see the Lord and His train fills the temple. I see the Lord. Wanneer daai las te swaar word om te dra, dink hoe lyk die beelde wat Moshe gesien het, wat vasgevang was in die retina van sy oë. Kom ons kyk net vir 'n oomblik, want as jy na daai oog kyk daar, dan sien jy sekere goed, byvoorbeeld soos die slang, die koperslang op daai paal, jy sien die profeet wat goed gaan uitspreek. Ek meen, kan jy dink wat is ingeets? Miskien is dit die regte woord wat ek gebruik daar, in die oë van Moshe, vandat hy gebore is waar hy amper in die water beland is, wel hy het in die water beland, maar daarom nie om te sterf nie, waar hy is uit hierdie water uitgetrek. Hy is groot gemaak in Farao se paleis, hy het iemand doodgemaak, hy het gevlug vir 40 jaar, daarna het hy al hierdie dinge gedoen, hy het die plaag gesien, hy het gesien hoe Jahwe met die wolk, kolom in die dag en die 4 kolom in die nag, hoe hy hulle lei, hoe hy die see speel. Jy kan sien al daai goed wat op sy retina ingeets is. En dis wat ek wil hê jy moet verstaan. Net hierdie afgelope 2 weke wat ons oor gepraat het Moshe soveel dinge gesien wat gebeur het met die enige gebore seun Israel, die beeld en die gelykenis van Israel, of dan dit is Jahwe se enige gebore seun. En nou gaan hy nog 'n paar goed aanskou. Sy 120 jaar oue gaan nog heel wat aanskou voordat hy te sterwe kom. Korah het gegaan oor die opstand teen Jahwe se gedelegeerde orde of gesag, en dan Gukat begin met die reiniging van die dood. Kan jy sien dat dit is nou weer dood na lewe. En elke keer wanneer Vader wil beeld en gelykenis wil herstel, dan is dit dood en lewe. Ekskuus, jy wil sê. Ons weet dat Jahwe is lewe, hy staan vir lewe, nie vir dood nie. Ja. So dan moet 'n reiniging van die dood eers kom. En dit is hoekom hierdie parasha gaan begin met die rooi vers, né?
Maar kom ons kyk net, ek gaan nie so vinnige opsomming gee, ons kan ongelukkig nie oor alles praat nie. Ons gaan sien by Meribah, dan ontbloot die wanvoorstelling van Jahoua, die leierskap is eintlik die een wat die wanvoorstelling daar gaan doen. En dan direk daarna, dan volg Aaron se dood, en ons sien ook daar's 'n opvolging en 'n priesterlike kontinuïteit wat gaan kom. En dan die koperslang toon Jahoua se aangestelde oplossing. Ek wil amper sê sy teenmiddel vir hierdie vergiftigde opstand. Ja, is 'n remedie. Dis hy maak hierdie siekte maak hy gesond. Dis letterlik 'n siekte wat hy gaan genees. En dan Sigon en Og toon Jahoua wat sy verbondsvolk verdedig. Ja. Met ander woorde, hulle gaan nou in gevegte ingelei word. Ons gaan nie in detail in daai gedeelte nie, so kom ons kyk net. Dan sien ons natuurlik die profeet Bileam wat toon Jahoua wat regeer oor die woorde, en ek moet mooi sê, Jahoua regeer oor die woorde wat oor sy eersgebore seun gespreek word. In ander woorde, Jahoua is die een wat gaan, as jy wil kom van buite af en jy wil die beeld en die gelykenis van sy eersgebore seun wil jy kom aantas, Jahoua regeer daaroor, hy sal vir jou stuit. En dan praat hy ook, jy weet, dan kom hierdie profeet in Matovu, dan begin hy praat oor die skoonheid van daai tente, ons gaan vir jou 'n mooi prentjie wys rondom dit. Maar dan sien ons ook die parasha, die tweede gedeelte, Baal-Peor toon weer vir ons van die beeld en die gelykenis wat weer van binne af in die mens bederf word deur begeerte en afgoderry. En dan sien ons dat Pinchas gaan optree. Ons gaan nou alle waarskynlikheid volgende week meer direk met Pinchas praat om die hele konteks daarvan te kry. Maar kan jy sien, hier gaan ons alweer op dieselfde tema. Jahoua gaan altyd vir jou daar gaan haal waar jy is. Hy gaan altyd probeer dat jy Teshuvah is keer terug na Jahoua en sy wee, met ander woorde, na sy beeld en sy gelykenis. Dis wat elke keer gaan gebeur. Nou, ons praat oor die beeld wat herstel word, ons praat oor die beeld wat verraai is, en dit alles kom uit hierdie parasha uit. Dus hou nie die hele tyd 'n gedagte dat hier is 2 parshiot, en ons ken hulle altyd baie goed, is dit nie? Want parasha Chukat gee vir ons die para aduma, dis die rooi vers. Dit gee vir ons die afsterwe van Miriam en Aaron. Dit gee vir ons Moshe wat die rots slaan. Dit gee vir ons die koperslang. En dit gee vir ons daai oorlog teen Sigon en Og wat jy van gepraat het nou net. En dan parasha Balak gee vir ons 'n donkie wat praat en 'n gehuurde profeet wat eenvoudig net kan seën. En heel laaste hartverskeurende toneel by Baal-Peor, waar 'n hele geslag byna deur afgoderry en seksuele verraad meegesleep word. Ja, so, weet jy wat, ek sou baie maklik 45 minute aan elkeen van hierdie verhale kan afstaan. Maar ons sou Tuma en Tahara kon ondersoek, ons sou kon stilstaan by elke profesie, die aard van elkeen van hulle. Ons sou kon vra, waarom is Moshe so gestraf? En ons sou ons kon verwonder aan Bileam. Maar as ons al hierdie goed as los onsamehangende krisisse hanteer, dan mis ons een ding, en dit is, onthou jy, verlede week het ons gepraat van daai draad wat dwars deur loop, en die vraag is nog steeds, sal Israel, die eersgebore seun van Jahoua, weer eens die beeld en gelykenis van die Vader kan weerspieël, nadat rebellie daai beeld so diep skade gedoen het? Want dit is wie hulle werklik is. Voordat hulle enige gebod by Sinaï gekry het, voordat hulle die tabernakel gekry het, voordat die verkenners op die toneel was, voordat hulle by Kadesh was, het Jahoua hulle heel eerste verklaar as sy eersgebore seun. Nie sommer 'n volk nie, hy het 'n kind gekies wat hy wil hê wat sy familietrekker moet dra. Met ander woorde is Bereshit 1:26, wat ons verlede week ook gesê het, hulle is geroep om die Tselem Elohim, die beeld en gelykenis van Jahoua te dra as familietrekker. En dit is wat ons verlede week oor gepraat het, die vaderhart. Wil elke vader nie hê dat sy kind moet soos hy lyk of sy karakter van geleer het en weerspieël nie. Presies net so. So, om 'n seun te wees is om jou vader te weerspieël.
En om die eerstgeborene te wees, is om daardie weerspieëling namens die hele familie te dra, nie net namens jouself nie. En om Jahoua se seun te wees, beteken dat die wêreld na Israel kan kyk en 'n kykie te kan kry van die deernis, van die geregtigheid, die afgesonderdheid en die waarheid van die Vader. En ons moet onthou, ons is vaders, ons het ook die plig om hierdie selfde ding te doen, né, om daai familietrekke oor te dra. Jy weet, dit is eintlik as jy gaan kyk na die 10 bode, en ek besoek die sondes van die vaders van die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Met ander woorde, dit het die manier, dit sit in jou DNA, so kom ek daai prentjie gehad het van die oog van Moshe, die retina. Wat is dit wat in jou oog is wat jy die hele tyd sien? Nou, weer eens, ons praat oor Dit is die DNA, né? Dis absoluut in die DNA. En weet jy, vroeër toe ons die show waar siening ook gedoen het ek ook gepraat van die horing. Die horing wat die DNA van die dier bevat en dit wat daai dier se lewe was, kan ek nou vir jy as jy hom blaas, dan kan jy dit eintlik letterlik deur daai horing hoor. Jy blaas jou jy weet die ruach daardeur en hy gee vir jou 'n bepaalde klank. So, hier het jy nou ding gesê wat regtig in my gees kom vassit. Ons gaan in daai opsig, daai gedeelte gaan ons nie verder ingaan. Presies net so, né? Goed. So, okay, so teen die tyd wat ons hier by Chukat, die parasha kom, né, dan sien ons dat die beeld en gelykenis van Israel is alweer droewig geskenk. Hulle het al reeds weer gekla, hulle het al reeds weer gewanhoop, hulle het al reeds weer in hulle harte het hulle omgedraai. So hulle is hier op die rand van die beloofde land, maar hulle is moeg, hulle is kwaad, hulle is moedeloos. Miriam sterf, Aaron sterf, en selfs Moshe mag nie in die land ingaan nie. Jy moet hoor wat gebeur hier, en ek wil hierdie ding vir jou so duidelik probeer maak. Die geslag wat uit Misraim, uit Egipte uitgetrek het, hulle is besig om weg te speld, weg te kwyn hier in die wildernis. Die seun, die enige gebore seun, is siek. Daai beeld is stikkend. So wat nou in Chukat Balak volg, is nie sommer net, weet, lukrake, reekse strawwe en nou ontkomings nie. Nee, dit is 'n volgehoue daad van herstel uit Vader se hand uit. Want hy reinig wat die dood besoedel het. En hy maak die verdraaiing van sy eie naam reg. Hy beskerm ons verbondsidentiteit teen elke liewe vloek wat van buite af kom. En hy verander selfs die woorde van hulle vyand in 'n seën. Daai 4 punte, moet 'n mens eintlik vat en ons moet dit eintlik meer publiek gaan weet op ons sosiale media gaan sit, want dit is presies wat hy doen. Hier moet 'n mens Vader se hart baie mooi kan sien. Want hier op die drempel van die land, dan kan ons sien daai herstelde beeld word byna weer stukkend geslaan. Nie deur Biljam se vloeke nie, maar deur iets wat baie meer intiem is. Verleiding, begeerte, afgoderry, verbondsverraad, en dis alles by Baal-peor. Soos drama. Die drama is nie die water nie, dis nie die slange nie, is nie die profeet wat te hier is nie. Weet jy wat is die werklike drama? Die drama is 'n Vader wat werk, wat regtig veg om die beeld en die gelykenis van sy seun terug te wen, of sy kind terug te wen, voordat hulle gaan oorstap oor daai Jordaan in hulle erfenis in. So kom ons ondersoek 'n bietjie party van hierdie aspekte, ons sal die tyd dophou, soveel dinge wat ons wil bespreek, maar kom ons praat maar met mekaar. Wel, ja, die beeld moet gereinig word van die dood, soos wat ons nou gesê het, né? Bemidbar 19. Daai is so 'n treffende prentjie wat jy daar sien, want jy het die rooi vers, jy het die as, dit is by die tabernakel, al daai goed, sê vir jou iets, en jy moet stadig deur hierdie lees, en jy moet gaan kyk wat is dit wat Vader eintlik vir jou wil sê. Jy sien hierdie skrifgedeelte begin met een van die grootste geheimenisse in die hele Torah, die voorskrif van die red heifer, die rooi vers. Die as van hierdie verse het diegene wat kontak gehad het met die dood, het hulle volkome gereinig, want hulle het met daai aanraking het hulle onrein geraak. Jy sal sien die laaste gedeelte van hoofstuk 19 van Bemidbar vertel vir jou presies wie raak onrein. Maar jy sien ook 'n vreemde ding wat eintlik daar gebeur is, dat die persoon of die priester wat verantwoordelik is vir die hele proses, raak in die proses self onrein. En dis 'n ding wat die sages, die wysgere al jare, eeue lank eintlik verstom,
oor hierdie ironie wat jy hier sien. Die een persoon wat afgesonderd gemaak is, wat heilig gemaak is, het 'n ander een besmet. Maar kom ons kyk net, hierdie voorskrif word op die volgende manier ingelei. Kom ons kyk net daarna. En ek het hier, wil hê jy moet kyk na die juk, die idee van die juk. Dit is die insetting van die Torah wat Jahwe beveel het deur te sê, spreek met die kinders van Israel, dat hulle vir jou 'n rooi koei sonder gebrek bring, waar geen liggaamsgebrek aan is, waarop geen juk gekom het nie. Waarop geen juk gekom het nie. So, weer eens, die beeld moet gereinig word van dood, is 'n vaste insetting. Hy sê vir jou, daar so duidelik, nee, dit is die insetting van die Torah, as jy die regte vertaling het, dis die insetting van die Torah, dis 'n woord wat uit die mond van Jahwe uitkom, en sê, en verder het Jahwe met Moshe gepraat en gesê, dis die insetting van Jahwe af, nee, en dis 'n chukat, nee, dit kom uit die kern gok, wat 'n goddelike bevel is, waarvan die dieper betekenis van, dit is eintlik vir ons menslike begrip bietjie te hoog. Dit gaan ons verby. Ja, en dan kom Salomo in Kohelet, as prediker, dan sê hy, ten spyte van sy wêreldbekende wysheid, het hy tog beken, en ek haal aan, ek het vasbesluit om wys te word, maar die wysheid het my bly ontwyk. Ja. En dit is eintlik 'n diep geestelike les vir ons almal. Geloof is nie net om jou op hom te leun wanneer jy sy weer vir jou logies is of vir jou sin maak nie. Die hele punt wat jy eintlik wil maak, daar is, ek dink wat jy wil sê is, jy wil, die hele Torah is 'n verbond van gehoorsaamheid. Jy doen dit eers en dan vra jy 'n vraag. Hier is een van daai goed wat almal stom staan, hulle weet nie heeltemal hoe om dit te hanteer nie. Maar hier gaan jy sien, jy gaan aan hom, aan jou vashou, wanneer hy daar vir jou opdrag gee wat totaal onbegryplik is. Weet, ons is geneig, ons wil eers antwoorde hê voordat ons bereid is om te buig of om gehoorsaam te wees. Maar die skrif hierso openbaar vir my en vir jou dat gehoorsaamheid die sleutel is wat die deur na begrip oopsluit. En onthou net, die sewevoudige Gees, een van hulle is begrip. Nee, is een van hulle. Maar Yeshua het, en ek het hierdie skrif het ek gaan naslaan, Yeshua het presies hierdie hartklop weerspieël in Johannes 7 vers 17. As iemand vasberade is om Jahwe se wil te doen, sal hy ontdek of hierdie lering uit Jahwe is. Dis presies wat hierdie is. Onthou net hierdie, wat jy nou hier gesê het. Onthou dit, asseblief mense, onthou dit. Om hierdie ding te doen, hierdie insetting te doen, nog voordat ons gesê, wat is die insetting? Dis 'n insetting, dis die wil van Jahwe. Jy gaan sien die begrip wat jy gaan kry wanneer jy dit gedoen het, dan gaan jy net omdat jy oorgegee het en net omdat jy gehoorsaam was, gaan jy die begrip daarvan kry. Dis wat hier gaan uitspeel. En so eintlik wat jy hier sê is dat ons moenie eers wag om te beweeg en gehoorsaam te wees voordat ons nie die insig of die antwoorde het nie. Beweeg eers in gehoorsaamheid in jou hart van liefde om gehoorsaam te wees soos 'n goeie kind, en dan sal die insig kom, en dan sal die openbarings kom, en dan sal jy verstaan, nou maak dit vir my sin, nou maak dit vir my sin. Dit is hoekom baie keer, jy weet, dan mense, selfs nadat ons 'n lering gedoen het, dan in binne 'n week of 2, wat ook al, dan sit asof daar, oei, maar ek sou nou daarvan gehou het om hierdie gedeelte by parasha dit en dat te kon vertel het, maar Vader doen dit ook met ons. Hy gee ook, jy weet, hy is die naprediker van sy eie woord. So wees gehoorsaam, jy kan maar weet, hy gaan vir jou antwoord, hy gaan vir jou vertel wat dit is wat hy wil hê, of dit nou sy wil vir jou persoonlik is, of dit deel is van die groep, die gemeenskap, die volk, die wêreld, vir wie ook al. Hy is die een wat op sy tyd dit vir jou oopbreek. Goed. Wat jy nou daar sien, en ek wil vir jou die prentjie net vinnig verduidelik, en kan jy vir my dalk daar op jy weet as jy met daai laser net aantoon wat ek nou gaan sê, né? Wat jy sien hier is daar soos 'n brug. Die brug is oor die Kidron. Ver aan die ander kant sien jy, dis waar die tempel is. Die brug wat oor die Kidron gebou is, dit noem hulle die noupad.
Yeshua het hoeveel keer gesê, volg die nou pad. Daai pad gaan reg oor die Kidronvallei oor na die Olyfberg toe en dis waar die red heifer, die rooi koei of die rooi vers dan nou geoffer is, verbrand is in die as van gekry is en dan jy sal ook sien wat is die opdrag wat Eliezer aanvanklik gekry het, dus dan moet hy van daai bloed vat en hy moet dit so in die rigting van die tent van samekoms moet hy dit sprei en later moes hulle dit van daar af in die rigting van die tempel doen. So dit is die wil van Jahwe, ons het nou klem gelê daarop, dat iets temima is die woord, temima gemaak word. Hy het vir ons gesê, wees perfek, want ek is perfek. Dit beteken, ek en jy gaan geroep word om dinge te doen wat nie vir ons eintlik so aangenaam of duidelik gaan wees nie, maar hoor net, volg net wat hy vir jou sê. Hy gaan aan om vir jou te sê dat daai rooi vers mag nie 'n juk dra nie. Nou, hoorie, terwyl ek nou op daai prentjie is, en voordat ek oorgaan na die juk toe, ek net vir jou dit sê. Dis die plek waar Yeshua gefolter is en waar hy gesterf het. Daai prentjie wat jy daar kry. As jy wil weet waar is die plek van die teregstelling, dis waar dit gebeur het. En ek wil dit vir jou uitwys, ek gaan vir jou seker goed uitwys oor hierdie rooi vers, en ek hoop jy gaan sien hoe het Yeshua ook die vervulling, die uitlewing daarvan gedoen, sodat dit vir jou duidelik kan wees. Maar ek wil nou net eers vir 'n oomblik stil staan by die rooi vers mag nie 'n juk dra nie. Want as hy een gedra het, dan is hy nie meer perfek nie. En dan ek en jy het gesê, vir ons is gesê, wees perfek, want my hemelse Vader is perfek. Nee. Nou hierdie dier het nie 'n merk gekry of meer moeg geraak as gewoonlik nie, weet net omdat hy 'n juk gedra het nie. Dus die dier mag net nie 'n juk gedra het nie, dood eenvoudig net omdat Jahwe gesê het, hy mag nie 'n juk gedra het nie. Dis wel, klaar, punt oor en uit. Die punt is, 'n juk, niks mensgemaak, is op hierdie dier geplaas nie. Ek hoop dit maak dit vir jou duidelik, jy gaan begin sien waarna toe ek nou gaan. So, weer eens, nou kan jy sien wat jy daar gaan sien op jou skerm, en dan, ek gaan net eers vir jou ietsie verduidelik, en dan gaan jy vir my die skrifgie net lees. Goed, wat jy daar het, is jy sal sien, vervloek is hy, dis Deuteronomium sê dit vir jou duidelik, en Galasiërs 3 ook praat daarvan, vervloek is hy wat aan 'n boom hang. Wat jy sal sien aan die boonste gedeelte waar sy hande hang, is daar 'n dwarsbalk. Goed, dit noem hulle in die Latyns 'n patibulum. Dis die dwarsbalk. Hy het so om en by 50 kg het hy geweeg. Dis jou standaard. Nou jy kan nou dink dat iemand soos Yeshua wat gegeesel is, ek meen, hy het 39 houe gevat en elkeen van daai swepe het, ek dink hy het 9 punte en hy het sulke hakke in en hy ruk vleis uit. Hy was 'n bebloede massa en hy moes daardie dwarsbalk op sy rug plaas. Mense, hoor vir my vandag as ek vir jou sê, daar was nie tyd vir die Romeine met die hoeveelheid mense wat hulle gekruisig het, om mooi kruise te maak, te skaaf, af te skuur en al daai tipe van goed wat jy normaalweg sien nie. Dit was 'n dwarsbalk wat hy gedra het. En ek wil vir jou iets verduidelik, want dis 'n juk. En lees nou vir my hierdie skrifgie, dan gaan ek hom 'n bietjie verder vat van daar af. In Lukas 4 vers 18, die gees van Jahwe is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie nuus aan die armes te bring. Hy het my gestuur om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van Jahwe aan te kondig. Nou, jy sal sien, elders dan ondervra die fariseërs en die skrifgeleerdes dan ondervra hulle hom oor hierdie gesag. Die punt is, hy sê vir jou baie duidelik uit hierdie gedeelte, hy het sy gesag gekry, omdat hy gesalf is met die gees van Jahwe. Hy is gesalf met Ruach Elohim. So, in die tyd van die Messias is die leer van die fariseërs 'n juk genoem. Nee, dit is waarom, om die juk van 'n rabbi, van 'n meester te dra, is om sy interpretasie te dra wat hy aan die Torah gegee het. Kan jy sien, nou, wanneer Yeshua dan by daai punt kom, is, die hele ding is nou net, jy sien die interpretasie, mense raak verward, maar ek gaan net nou vir jou wys waar Yeshua dan nou sê, neem my las op jou, neem my juk op jou en
jy weet, ons gaan weer, ja, ek gaan weer die skrif gaan ek vir jou wys, en Petrus sê ook op, in Handelinge 15 of maar hy sê, 'n juk wat ons, weet, 'n juk wat nog ons of ons vaders in staat was om te dra. Dit gaan oor hierdie interpretasie. Die juk is die lering wat 'n rabbi of 'n bepaalde groep rabbies gegee het. Ek hoop dit is nou vir jou duidelik. En dis hoekom hy wat Yeshua is gesê het, neem my juk op julle, my juk is sag, my las is lig, leer van my. So, nou kom ons net weer terug na die rooi koei toe, die rooi vers. Dit het 'n indrukwekkende simbool geword, want die Messias het nie gekom en die juk van enige tradisie van enige rabbi gedra nie. Hy het dit gekry by die ruach. Is dit duidelik? Hy het dit gekry by die ruach. Hy het nie gekom as 'n onderdaan van of ondergeskik aan iets wat enige ander rabbi van tevore gesê het nie. Het hy sommige van daai goed gedoen wat die huis van Shammai en die huis van Hillel gedoen het? Ja, hy het, want dit het na die Torah gewys. Hy was 'n Jood, maar die goed, die takanot wat hulle weggehou het van die nakoming van die Torah, dit is 'n juk wat hy nie op hom geneem het nie. So, wanneer hulle dan van vra met watter gesag doen jy dit, dan vra hulle eintlik, maar wie het hande op jou gelê, op wie se juk is op jou? Dis die vraag wat hulle eintlik dan nou vra. Die juk was die hande wat 'n rabbi op 'n student gelê het, wat hom in staat gestel het as 'n getroue oordraer van sy lering. Maar soos ons sê, Yeshua het gekom vry van enige juk. Hy was nie 'n Fariseer nie. Hy was nie 'n Essener nie. Hy was nie 'n Sadduseer nie. En wil jy noem die sektes wat jy gekry het? Hy was nie 'n Hellenis nie, hy was nie 'n Herodiaan nie, hy was niks daarvan nie. So, nou kan jy nou sien wat gebeur wanneer handoplegging plaasvind. Jy sien, die juk word op 'n dier geplaas prakties. Hoekom? Want jy plaas jou wil op iemand anderster. Nou kyk nou weer na daai prentjie wat jy nou eintlik daar sien, en nou hoor nou wat ek nou vir jou sê met die juk wat hy dan nou op hom neem. So, hy het gekom om volmaak te wees, en ek moet vir jou sê, as daai koei dan die Messias verteenwoordig, en hy was vry van jukke, en hy sê ons wees volmaak, dan bedoel hy, ons mag nie menslike jukke dra nie, maar ons moet die juk van Jahwe dra. Die gees van Elohim moet op ons wees. Dit is dit wat jy weet wat jy moet dra. So ek gaan volstaan met daai gedeelte om vir jou te sê, hy was nie 'n Essener nie, hy was nie 'n Sadduseer nie, hy was nie 'n Karaïte nie, om die waarheid te sê, jy weet, hy is baie beslis nie 'n Christen nie, en baie van die messiaanse omgewing wat ons vandag van vergewis, kan ek nou vir jou sê, hy sou nie deel gewees het van hulle nie. Omdat, weet jy, ons het die neiging om takanot in te bring. Ons is neig om jukke in te bring. Ek sal nou daarvan praat. Met ander woorde, extra reëls wat nie na die Torah wys nie. Ja. Nee, met ander woorde, wat nie Mishnah Torah is nie, wat nie die how to do the Torah is nie. Dit is die goed waarteen hy dit het. Goed. So, wat het ons gesê? Ons praat oor die temonim, en kom ons kyk na wat sê Yeshua in Matteus 11 vers 28 vir ons. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. So weer eens, as jy nou gaan kyk, as jy sien nou wit prentjie wat jy daar het, dan die tweede, hy's heel bo die titel is, dis nou waar daar gestaan het, Yeshua, die koning van die Jode, né? Ja. In die drie tale in Latyns, Grieks en Hebreëus. Maar dan die dwarsbalk is die patibulum, en hulle het letterlik daai balk het hulle laat sak, jy weet, by die boom waar hulle jou dan nou sou ophang het. Weet jy, daar's voorbeelde van hierdie tipe ding van bome. Ek het iewers het ek prentjies ook daarvan. Jy gaan dit in Jerusalem kry, verskillende plekke. Maar dit is hoe kom ons met die kruis gelyk het. Nie soos die prentjies wat vir ons voorgehou word nie. En vanoggend toe kom ek eers agter, daar op die koppie sien ek in hierdie prentjie is daar 3 kruise, en dit is nie skriftuurlik korrek. Maar ek wou dit juist daar los. Nou wil ek ook vir jou dit sê. Die prentjie, daai is deur my gedoen. Nee, hy het nie regtig daai juk so gehad nie. Dit was nou net om vir jou die prentjie te gee van, kan jy dink dat as hy vir jou sê,
neem my juk op jou. Kan jy dink wat sy juk het hy op hom geneem namens my en jou, dat ons beeld by Vader reg kan kom? So dis die hele idee daarvan. Hier sien jy dit, so moet asseblief tog nou nie vir almal gaan vertel, dis nou wat Chris nou sê, en ons stig 'n nuwe kerk daaromtrent, en al daai tipe van goed nie. Dit was net om vir jou 'n visuele beeld te gee van die patibulum. Daai kruise daar op die koppie, weet jy wat? Ek sê nou vir jou, dat ons lees goed in die skrif in, wat nie dood eenvoudig nie daar staan nie. So, weet nie dit, hy het daai juk, daai las, het hy op hom geneem, en hy het dit gaan regmaak. Kom ons kyk gou na daai gedeelte in Matteus 15 vers 9 verder. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Nou dan, waarom versoek julle Elohim deur op die nek van die disippels 'n juk te lê, wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie? Maar ons glo dat ons deur die guns van die Messias, Meester Yeshua die Messias, gered word op dieselfde manier as hulle ook. En nou, los dit nie vir my, ek wil net gou net vir jou sê, as jy kyk na daai skrifgie daar. Hy sê 'n juk te lê wat ons vaders, nie 'n juk te lê wat ons hemelse Vader. Hoor jy hoe lees mense dit? Sê weer dan? 'n juk te lê wat ons vaders, daar staan nie 'n juk wat ons hemelse Vader op ons gelê het. Ja. Hoor jy wat ek sê? So die juk wat ons vaders, met ander woorde, deur al hierdie baie reeltjies en al hierdie takkanot en al hierdie dinge wat verhoed dat jy in die koninkryk van Elohim kan ingaan. Nou waaroor het dit hier gegaan? Daar's van die mense wat in Yeshua geglo het. Kom ons sê disippels wat in Yeshua geglo het, wat uit die Jehudie uitkom, wat dit is 'n gewoonte, dit was die gebruik gewees, dat om gered te kan wees, moet jy besny wees. So jy kan eers verklaar word dat jy is gered nadat jy besny is. Dit is waarteen hulle dit het. Nee, dis nie die waarheid nie. Jy word nie besny en as jy gered nie. Jy is gered uit geloof, né? Uit geloof, deur genade. Dis die heel eerste ding, op grond van die werk van die Messias. Nou sê hy vir jou, weerhou jou van daai 4 dinge om dit te doen, gaan sinagoge toe, en weet jy wat? Besnydenis of nie besnydenis nie, sal vir jou duidelik raak wanneer jy die Torah bestudeer. Kan jy sien, so daar is nie 'n vereiste dat jy vooraf besny moet word, sodat jy kan sê jy is gered nie. Jy is gered, of jy besny is, of nie besny is nie, jy is gered. Die besnydenis is 'n ding wat die Torah met jou gaan bespreek. Dis woord. Die woord is lewendig en kragtig en skerper as 'n tweesnydige swaard, gaan vir jou vertel presies wat om te doen. So, hoor mooi, dis nie die Torah wat hulle hier wat hulle van praat, die juk van die vaders nie. Dis hierdie tipe juk van hierdie reeltjies wat bykom, jy moet hierdie doen, jy moet daai doen, jy moet die volgende doen, en jy is so busy met alles, dat jy glad nie eers by die Torah uitkom nie. Ongelukkig het ek in Israel daai selfde ding gesien, dat mense so busy, dat hulle vir jou gaan sê, julle is beter as ons kry nie eens kans om by die Torah leesgedeelte uit te kom nie. Dit het my verstom. Dit het my werklik waar verstom. Nou, ek hoop hierdie is vir jou duidelik. Die laaste ding wat ek omtrent vir jou daar wil verduidelik is, omdat dit net hierdie kamp van Israel, het ons vir jou verlede week baie mooi gewys, dit gee vir jou, as jy die hele kamp so vat, en hulle plasing presies, gee ook vir jou deel van die beeld en die gelykenis van Yahuwah, né? So, en dit is wat hulle noem die Mishmeret is die hele kamp, en die bloed is in die rigting van die hele kamp is onsondig. In die tempeltye, as jy net gaan kyk gou na die volgende prentjie, dan sê jy weer eens sien, daar soos die boom, jy kan sien, al 3 van hulle was in dieselfde boom vasgemaak, elkeen met sy eie patibulum, jy kan sien op daai ding, maar jy sal sien, dat die as van die redhefer is byvoorbeeld, ek dink in die oospoort, op pad na die tempel toe is dit aangebring, sodat as jy daar deurstap, dan is dit half, asof jy sê, ek is onsondig, ek mag hier ingaan. Verstaan jy? So die onsondigingsgedeelte was vir hulle. Ek wil net vir jou ietsie vertel wat hier uit Esegiel uitkom. Ek wil net dit vir jou duidelik maak om hierdie prentjie wat ek nou net vir jou gewys het, om net so 'n bietjie credibility daaraan te gee.
te gee. Daardie geordende plek. Yeshua, wel die red heifer is voor die aangesig van Jahweh geoffer. Yeshua se teregstelling was voor die aangesig van Jahweh. Kom ons kyk, wat kry ek? Dan sal jy die bul van sonde se offers neem en hy sal hom op 'n ordentlike plek van die huis buite die heiligdom verbrand en jy sal dit voor Jahweh aanbied. Dit praat van die Messias hierdie. Yes. Dit praat van die Messias. Weet jy, daar's debatte oor hierdie bepaalde skrifgedeelte, maar was hy dan nou hierdie die bul van sonde, so weet, die hele punt is, dit sal voor Jahweh aangebied word. Onthou nou daai prentjie. Kyk hoe lyk die volgende prentjie. Dit is 'n skets wat vir jou gaan gee. Daar's allerlei inligting wat jy gaan kry daar. Jy gesien, daar's soos 'n Kidron Vallei waar daai middelste pyltjie nou gaan. Ek wil nie vir jou al daai detail gaan verduidelik nie. Ek wil net vir jou sê, kan jy sien hier waar hierdie 'n sfeer is omtrent, jy weet, is jy sê jy sien, Yeshua het volgens die gebod voor jou gesterf. So hulle kon in daai tempel inkyk toe toe hulle sien die voorhangsel het geskeur. En die Romeinse soldaat van alle mense is die een wat verklaar, waarlik hy is die seun van Elohim. 'n pagan doen dit. Maar kan jy sien, hy was die red heifer offer, hy het die juk gedra, né? Hy het nie die juk van al hierdie kom ons sê groepe gehad nie, glad nie. Hy het nie dit gehad nie. Hy was die ware onsondiger. En dit is hoekom die huidige Golgotha kan nie die korrekte plek wees. Nee, want dit is noord. Dit is nie oos nie. Alhoewel dit buite die kamp is, Ja. is dit nie die korrekte. Dit kan nie wees nie, want dit is wat die skrif sê, hy moes voor die aangesig van Jahweh geoffer word. Goed, ons het nog so 'n paar gedagtes wat ons met julle wil deel, so kom ons gaan aan. Kom ons praat so 'n bietjie oor die afsterwe van Miriam en daai opgedroogde bron, né? Want die beeld en gelykenis van Jahweh word verdraai wanneer die leiers Jahweh verkeerd voorstel. Goed, so direk na die voorskrifte van hierdie rooi vers, dan sien ons maar Miriam kom te sterwe. En volgens die rabbynse tradisies wat ons het, was Miriam se lewe nou verweef met hierdie wonderbaarlike waterbron wat Israel deur die wildernis gevolg het. Dink vir jouself, en dan net, hulle was daar gewees by Sinai, Moshe die rots geslaan daar, water het gekom, daarna begin hulle beweeg. Maar hoe die rots saam met hulle beweeg? Want hulle het voortdurend water gehad. Verstaan jy? En dit is presies wat hier gebeur het. So hierdie rots het hulle deur die wildernis gevolg en hulle het water gehad. Maar dan wanneer sy nou te sterwe kom, dan bevind die volk hulle skielik in 'n waterlose woestyn. Maar jy moet nou dophou wat gebeur met hierdie volk. Want dit is 'n nuwe geslag hierdie. Miriam, Aaron en Moshe is hulle geestelike ouers. Die volk is hulle geestelike kinders. Hou dit nou net in gedagte en kyk nou na hierdie hele patroon. Hulle met haar afsterwe is hulle in 'n waterlose woestyn. Die water droog op. As die water opdroog, gaan die volk in opstand kom. Jy sien, ons is geneig om Jahweh se voorsiening eers te waardeer wanneer dit weggeneem word. Hoor wat jy sê? Dekades lank het hierdie volk, hierdie Israel, die wonder van hierdie water beleef. En so gou soos nou as die water weg is, dan kom kritiek in. Sodra die seën ophou, dan kom die kritiek nou weer 'n slag in. Die mensdom het nie verander nie. Ons fokus, jy weet, eintlik so maklik op al die leemtes, dat ons blind is vir dit wat Jahweh lankal voorsien het. Lankal. Ons vat dit as vanselfsprekend. Hoeveel seëninge beskou ons as vanselfsprekend, eers totdat ons dit verloor? Ons gesondheid, ons familie, ons gemeenskap, ons gemeente, ons vryheid om te glo, ons daaglikse brood. Die punt is, you can bring water out of the rock and still fail to sanctify Yahweh before the people. Dis wat hier gebeur. Moshe bereik 'n laagtepunt. 'n breekpunt. Dis letterlik 'n breekpunt wat hy nou gaan kry. Want jy sien, by Meriba,
kry hy water weer uit die rots uit, maar in die proses stel hy Jahoua verkeerd voor. Hierdie is nou deurslaggewend, want ek wil dit nou koppel aan verlede week se Korag verbinding. Korag se afgesonderdheid of die heiligheid het gekom, hy het met rebellie het hy die beeld verkeerd voorgestel. Maar hier kom Moshe en hy stel op 'n ander manier Jahoua verkeerd voor deur sy eie woede en frustrasie. Moshe het daai resultaat gekry, maar Jahoua se beeld en gelykenis is hier verdraai. Wat is die punt? Die punt is Jahoua se beeld word nie deur korrekte uitkomste herstel nie. Dit word herstel wanneer sy karakter reg voorgestel word. Ek en jy het die plig om Jahoua se karakter reg voor te stel. Daar's nie ruimte vir 'n waninterpretasie nie. Jy kan water uit daai rots bring en steeds misluk om Jahoua voor die mense te heilig. Dink daaraan. En dink daaraan dat Moshe se optrede Aaron ook geaffekteer het, want stel, Aaron met die rots geslaan het nie, maar hy was daar saam met Moshe. Nee? So, hier sien ons nou dat Bamidbar 20 teken vir ons een van die mees tragiese oomblikke in die Torah op. Spreek met die rots en dit sal water gee, maar Moshe sê, luister by julle rebelle, sal ons vir julle water uit hierdie klip laat kom, en hy sal ons, dis hoekom hy trek dan vir Aaron ook in, dan slaan hy die rots. Hy slaan die rots 2 keer. Die water stroom uit. Die volk se lewe is gered. En tog spreek Jahoua vir Moshe aan. Omdat jy my nie vertrou het om my as die heilige voor die oë van die kinders van Israel te eer nie, sal jy hierdie volk nie in die land inlei nie. Dis 'n oordeel hierdie wat baie van ons met baie vrae worstel, want dit is 'n geweldige swaar straf. Nee, ek het net vir jou gewys sy oog, wat het die DNA, wat het die retina van Moshe nie alles gesien nie. Maar hy het die rots geslaan en die water het gekom. Die werklike fout was nie net die daad van die slaan waaroor dit is nie. Die werklike fout was, hoe het hy Jahoua verteenwoordig? Hoe verteenwoordig ek en jy vir Jahoua? Nee, want Moshe is Jahoua se verteenwoordiger teenoor Israel. Deur Moshe wou Jahoua gehoorsaamheid en weet, Moshe moes Jahoua se heiligheid op daai manier aan die volk tentoonstel. Tog kom Moshe se persoonlike frustrasie, my en jou persoonlike frustrasie, kan die kollig van Jahoua se krag steel. Die Hebreëse teks slaan die spyker op die kop. Jy het my nie geheilig nie. Jy het my nie afgesonder nie, Moshe. Want met leierskap kom daar verantwoordelikheid. Hoe hoor jou roeping, hoe hoor is jou aanspreeklikheid voor Jahoua? Jy kan jou verantwoordelikhede delegeer, jou verantwoordelikheid nooit nie. Jou aanspreeklikheid nooit nie. Jy kan jou aanspreeklik, jy kan jou verantwoordelikheid, jy kan jou pligte kan jy delegeer, maar nie jou aanspreeklikheid of jou verantwoordelikheid. Jy kan nie dit delegeer, en ek kom verkeerd opgesê. Skus, dankie. Wat sê Jakobus? Jaakov, né? Hy sê dit so, my broers, julle moenie almal wil leermeesters wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, ons gaan strenger geoordeel word. Gaan kyk maar Jakob 3 vers 1 sê hy vir jou. Um, 1 Korintiërs of Korintium Alef 10 vers 1 sê, want ek wil nie hê broers, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moshe gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike voedsel geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was die Messias. Maar Elohim het in die meeste van hulle geen behaag gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. Okay. Ek kan amper nie verbeter daarop op wat Shaul sê. Weet, as ons elke aspek van hierdie tipologie wil aanvaar of dit nie wil aanvaar nie, die les is kragtig. Gedeeltelike gehoorsaamheid is nie volle gehoorsaamheid nie. Dis die les wat jy hieruit leer. Volle gehoorsaamheid te alle tye. Dit was nie net 'n tegniese fout nie. Daai rots moes 'n getuienis wees.
om tot die rots te spreek vir die aangesig van die nasie, om te wys dat Jahwe voorsien sonder geweld, maar net deur 'n woord. Nie deur straf of deur woede nie. Kan jy sien hoe baie en hoe maklik kan ons Jahwe eintlik verkeerd voorstel? Moshe het in sy frustrasie die karakter van die Vader verkeerd voorgestel. Hy het geslaan asof die volk vyande was, wat onderwerp moes word, eerder as 'n bang kind wat gevoed moes word. En dis wat hulle was bang kinders, geestelike kinders. Die beeld en gelykenis van Jahwe moes voor hulle tentoongestel word. Kan jy sien waarom is die gevolg so verwoestend? Die leiers self wat die beeld van Jahwe vir die volk gedra het, word vertel dat hulle buite die land sal sterf. En kort daarna sterf, ons het gesien, Miriam het reeds gesterf, en kort daarna kom Aaron, en dan sterf hy by Hor-Har, maar ook Moses se lot is verseël. En die volk, hulle aanskou, hoor nou mooi hierdie gedeelte, die volk, hulle aanskou hoe hulle ouers verbrysel word. Hulle geestelike ouers begin nou die een na die ander wegval. Dit bring by hulle vrees. Hulle word agtergelaat sonder leiers en hulle staan op die drempel van die beloofde land. En dit maak hulle toornig, dit maak hulle bevrees, dit maak hulle weer op die punt om terug te keer. Die volk het teen Jahwe en teen Moshe gepraat. Waarom het julle ons uit Mitzrayim laat optrek, hierdie woestyn te sterf? Weer eens, free fall, hier gaat ons weer. Selfe storie wat hulle van tevore gedoen het, wat hulle vaders gedoen het. So daarom is dit belangrik, vaders, wat julle kinders leer. Moenie vir hulle vertel, moet ons nie maar terugtrek Egipte toe nie, moet ons nie maar terugtrek Egipte toe nie. Vaders het 'n groot rol wat jy moet vervul. Jy het groot skoene wat jy moet intree. Die beeld en gelykenis van Jahwe. As ons gaan kyk na Aaron sterf, maar dit was sy klere sterf nie, sy klere is goddelike klere, dit gaan oor na Eleazar sy seun toe. Met ander woorde, Jahwe se orde is groter as een man. Die priesterskap hoort nie aan 'n persoonlikheid of aan 'n charisma of aan die een of ander familie ambisie nie. Dit behoort uitsluitend aan die een aan wie Jahwe gaan aanstel. Jahwe is die aansteller. Hy is die een wat sê, hierdie klere gaan van hierdie ene, na daardie een, na daardie een, na daardie een. Net voordat ons net daar gaan, kan ek self in die rede van vir jou sê. Jy weet, daar word baie gepraat oor die mantel van Elia. En die mantel van Elia het verlore geraak, en ek weet nie, op een of ander manier het dit blykbaar by Johannes die Doper uitgekom. Jochanan had Marbil, of die onderdompelaar, dit is weer eens, dit wys jou hoe die, ek weet, hy het sy eie mantel gevat, Elia, en hy het dit oor Elisa ook gegooi, kan jy onthou. Elisa het die mantel gehad, dit het mos geval, dis wat hy geneem het, dis waarmee hy die water geslaan het. Kan jy sien, weer eens die mantel van oordrag. Ek dink dis wat eintlik waaroor dit hier gaan. Daar's 'n mantel van oordrag. En ek moet seker maak dat wat ek ook al doen, dat daar's 'n mantel van oordrag na iemand anders. There has to be a succession plan. Soos hulle dit gaan noem. So, die beeld van Jahwe in die gemeenskap word bewaar deur getroue opvolging, nie deur persoonlikheidsverheerliking nie. Die man gaan sterf, maar die mantel van die bediening gaan oor op die opvolgers. Die mantel gaan jou altyd oorleef. Spreek eintlik boekdele, né? Ja. So daar in die wildernis, en dan word hierdie mantel oorgedra van die Vader na die Seun, soos wat dit uit die mond van Jahwe uitgekom het. En ek het vir jou gesê in die week, dit was vir my nogal opvallend, dat Moshe het 2 seuns gehad. En hulle word genoem, maar daar word nie eintlik vreeslik opgeteken, hulle het nie juist eintlik vreeslik bereik nie. Met ander woorde, het hulle regtig Moshe se mantel verder gevat? Nee, dis, glad nie. Ons kan nie sê nee nie, maar ons kan ook nie sê ja nie, want ons het net geen... Want dit is nie opgeteken nie. Nou sê ek daar vir jou, klaarry, vergiftig die beeld en die gelykenis, die vurige slange. Ons praat oor die koperslang, die lewensreis gaan aan, en soos dikwels, dan begin die mense maar weer 'n slag klaar, en gou-gou word hierdie kamp weer deur giftige, vurige slange oorweldig. En dit beteken, daar's weer dood, en die dood eis weer 'n hoë tol.
En dan kom die volk en hulle nou weer hierdie gebroke harte en dan pleit hulle weer, weet, hulle bekeer hulle self, as mense dit so kan sê. En dan in die proses dan vra Jahwe vir Moshe om 'n koortperslang te giet en dit hoog aan 'n paal vas te maak. Nie aan 'n kruis nie, jy gaan nou 'n prentjie wys, aan 'n regop paal. Hierdie was nou vanoggend vir my 'n openbaring, want elke liewe prentjie wat ek nog ooit gesien het, was al ewig hierdie kruis, nie net 'n paal nie. En die opdrag is duidelik, 'n paal. So hoekom wil ons meer daarin lees as wat die opdrag is? Presies. En die ding is, die opdrag is ook dat wie ook al in geloof daarna kyk, hulle het hulle lewe gehou. Baie vreemde gebeurtenisse wat ons sien, totdat Yeshua kom, en hy kom verduidelik dit vir ons in Johannes 3 vers 14 tot 15. Ja, en daar sê hy, en soos Moshe die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Ja, net so. So, wat doen Moshe? Hy maak 'n nagash negoshet. 'n nagash, dis 'n slang, 'n koperslang, en dan lig hy dit op. En die een wat gebyt is, en hy kyk op daarna, hy bly leef. Want nou moet jy opkyk. Dis wat ek baie keer sê van wat met ons moet gebeur, na 1994, is kyk op, want jy kan lewe, né? So, dit voel vir jou soos 'n vreemde gebod. 'n Slang is juist die simbool van die byt, maar dit word ook die instrument van genesing. So, wat het hier gebeur? Die volk het gelaster teen Jahwe. Hulle het Jahwe as wreed voorgestel as die een wat hulle laat sterf het. En dis 'n leuen wat hulle uitspreek oor die Vader. So daai leuen in die laar het gif geword. Hoor my mooi, die genesing is nie om voor te gee dat die byt nooit gebeur het nie. Dit is juist om juist die gevolg van hulle wanvoorstelling op te lig, dit in die oë te kyk, né, en aan die waarheid herinner te kan word. Met ander woorde, as jy dit nog dieper wil beskou, die beeld van die Vader is deur hulle gekla verdraai. Dit word 'n iniquity, die skrif getwist. Om genees te word, moet hulle hierdie verdraaiing oplig, en hulle moet erken vir wat dit is, en dan hulle terugkeer na die Vader. Met ander woorde, dis doen die regte teshuwa. Hulle moes kies om op te kyk. Ons almal staan voor dieselfde keuse elke dag. Kies om op te kyk. Ware geloof is om in te tree en op te tree in gehoorsaamheid. Want die hele prinsip is 'n giftige mond bring 'n giftige kamp voor. Ja, weet jy, dis eintlik so. En die herstel begin wanneer hierdie mond eintlik erken word, of hierdie bond erken word, en Jahwe se middel tot die herstel op sy voorwaardes ontvang. En dit is, daar kry jy nou die antwoord vir jou berading, vir jou wat ook al, né, is erken die wond, en gaan na Jahwe, dat hy die wond kan herstel. Wetende dat hy kan, hy wil en hy sal. Jahwe gaan nie genees wat ek en jy weier om in die gesig te staar nie. So wat ook al die wond is wat nodig is, vat dit na hom toe dat hy dit kan genees. Ons maak daai verklaring uit die Amida, wat nou Shabbat, hy is die geneesheer. Vat jou genesing na hom toe. Vat dit weer na hom toe. Ons 'n bietjie later sal ons praat oor wat ons self oorgekom het hierdie week, né? Maar kyk net, daai prentjie was eintlik so treffend geweest. Mense wil amper sê, die prentjie kan die hele storie vertel van hierdie kopers. Maar sien jy, dit is 'n regop paal. Dis 'n regop paal, maar wat sê dit wat uit 'n mens se mond uitkom? Jy het nogal openbaringe gehad hierdie week oor wat uit 'n mens se mond uitkom. Ja. Goed, ons gaan nie nou in daai ingaan nie, want ek wil was klaar maak eintlik, en net seker goed sê. Nou, weer eens, die beeld en gelykenis word beskerm teen eksterne vloeke. Bileam, hier kom Bileam, maar eers voordat jy Bileam kan kry, sê jy sien, hier kom Balak, want die hele toneel draai nou weer om, Israel marcheer vooruit, hulle het oorwinning op oorwinning, die volke rondom hulle is verskrik, en dan kom Balak, die koning van Moab, en hy sien wat kom en dan verloor hy geheel en al sy kop. En hy weet een ding, wapens en soldate gaan nie red nie. So hy kies 'n ander pad, 'n ander dereg, en dit is geestelike oorlogvoering. Nie die soort wat ek en jy gaan doen nie.
Hy gaan en hy huur vir Biljam, is 'n bekende betaalde profeet, om Israel te vervloek. Balak snap iets wat baie gelowiges oor die hoof sien. Daai geestelike werklikhede beïnvloed aardse gebeure. Hy weet mos nou Israel se krag kom van Jahoua af. Hy weet daar's 'n oplossing en dit gaan nie die swaard wees nie, maar die gees. Is dit nie ironies nie? 'n Heidense koning sien hoe Jahoua se krag duideliker raak as wat Israel dit self sien. So wat wil hy doen? Hy wil dan vir Biljam huur om van Israel ontslae te raak en hulle te vervloek. Maar Jahoua hou Biljam se mond in sy hand. Ek meen, hierso word nou mooi, word regtig mooi. Israel het baie kere gefaal, maar Jahoua gaan nie toelaat dat die nasie sy eersgebore seun deur 'n vloek 'n nuwe naam gee nie. Jahoua kan sy seun tugtig, maar hy gaan nie toelaat dat sy seun se identiteit in die hande van die vyand 'n beskuldiging word nie. Hy gaan nie dit doen nie. Jy gaan sien dat die vader kan sy seun korrigeer, maar hy gaan nie toelaat dat Balak vir hom 'n nuwe naam gee nie. It's just not going to happen. Daai ding gaan nie gebeur nie. So, Biljam se donkie, mense sien soveel prentjies daarvan, maar dis een van die mees onvergeetlike verhale in die hele skrif. Jahoua keer Biljam se reis, 'n engel versper sy pad. Biljam kan hom nie sien nie, die esel kan wel die engel sien. 3 keer red hierdie esel Biljam se lewe. En dis eintlik amazing om te dink dat hy nooit die vraag vra. Hoe is dit moontlik dat jy met 'n donkie kan praat? Hy vra nooit daai vraag nie. Maar jy kan sien, die esel red Biljam se lewe 3 keer, maar dan kom Jahoua en hy maak Biljam se oë oop. En dis 'n doelbewuste ironie wat hier gaan uitspeel. Want hierdie beroemde siener is eintlik blind, maar die donkie sien baie helder. So geestelike sig word nie gewaarborg deur jou posisie, deur jou titel of jou reputasie nie. Dit is nie gewaarborg nie. Want dit is regtig waar 'n feit, 'n mens kan die skrif ken en tog kan jy geestelik blind bly. En dis 'n swaar ding wat jy daar sê. Iemand wat min aansien het, en daar's 'n skrif wat dit ook sê, dat Vader die verborgde dinge, wat sê daai skrif presies? Hy sal verborgde dinge aan jou openbaar, né? So iemand met min aansien kan Jahoua se rigting duidelik waarneem. Dis die waarheid. Dit is wat ons nou hier sien. Ons het gesien dat Yeshua keer die godsdienstleiers van sy tyd uitgedaag. Hulle almal het kennis gehad, maar dat geestelike insig ontbreek. Jy het gesien dat die vraag hier is nie en behoort nie te wees van wat weet ek nie. Die vraag is, kan ek sien wat Jahoua doen? Weet jy, en dis ek wil amper sê motto waardeur ek en jy leef. Kan ek sien wat Jahoua doen? Ek kan nie vir mense oordra wat vir my gegee is. Daar's 70 gesigte aan die Torah. Daar's ander het dalk ander insigte, bekyk die ding van ander plekke af. Ek gee vir jou wat ek weet, ek by Vader gekry het om hierdie week vir jou te kry. So ek kan vir jou gee wat hy vir my gegee het. Ek bring wat hy vir my gegee het om vir jou te gee. Kan ek sien wat Jahoua doen? Dis die vraag wat jy jouself moet afvra. Of jy nou daar sit, of jy nou live ingeskakel is, of jy later hierna gaan kyk, jy moet vir jouself vra, kan ek sien wat is dit wat Jahoua doen? Jy gaan ook sien dat die beeld, die gebeelde gelykenis, word gesien in die geordende tente. Ek gaan nie te ver in dit ingaan nie, ons het vir julle klaar gesê verlede week, maar ek kon net nie dit weerstaan om nie daai prentjie in te sit nie. Kyk hoe mooi sê dit, jy kan nie voor, as jy mooi naby gaan kyk, as jy sien boop daai tente is daar 'n leeu, met ander woorde die leeu van Juda. So die hele beeld, die hele prentjie, elke banier, elke stam se wat noem hulle daai kenteken, al daai goede, alles saam vorm die beeld en die gelykenis. En hierdie Biljam is besig om hier saam met Balak te staan en hy wil hierdie vloeke uitspreek en al wat hy kan uitkry is seëninge wat uitkom. Is net nog seëninge wat uitkom, net nog seëninge wat uitkom. En dan kom hy met 'n verrassende ding wat hy sê, mag sy einde ook so wees. Jy weet, en wat eintlik dan die punt maak is weet jy wat, jy kry soveel mense wat
Hulle wil nie die werk doen om die seëninge te kry nie. Hulle wil net die seëninge hê wat hulle sonder die werk wat verwerf is. So hierdie is dan nou waar die Matovu inkom, waar hy sê hoe goed is jou tente of hoe lieflik is jou tente by Jakob. Ek meen weer eens, Bileam sien dat die kamp volgens die stamme gerangskik is. Hy sien verbondstruktuur, hy sien 'n volk wat rondom Jahwe se teenwoordigheid vergader en dit is die herstelde beeld in die gemeenskapsvorm. Dit pas hom nie, dit pas Barak nie. Ek sê weer eens, die beeld van Jahwe word nie net verkondig nie, dit word gerangskik volgens die kamp, volgens die gemeenskap. Jy kan nie vervloek wat Jahwe geseën het nie. Geen vloek kleef aan wat Jahwe geseën het nie. Elke poging wat Bileam aanwend om Israel te vervloek, misluk. Elke keer kom daar seëninge na vore. Keer op keer kom Jahwe en 'n paar woorde in Bileam se mond. Weet jy, in die oomblik toe ek dit neerpen, toe dink ek by myself, toe ons nou die dag gepraat het oor Shavuot, en elkeen het woord gespreek soos wat die Gees vir hulle gegee het om te uiter. Dit moet ons grootste begeerte wees. En dis eintlik een van die grootste verklaringe wat hier in Bemidbar 23 vers 8 is hoe kan ek vervloek wat Jahwe geseën het? Presies, en dis die fondasie waaruit waarna ons moet kyk. Wanneer Jahwe seëning verklaar het, kan menslike teenstand nie sy doelwitte omverwerp nie. Is ek 'n mens dat ek sal lieg, sal ek 'n ding sê en dit nie doen nie? Dit beteken nie dat ons as gelowiges nooit gaan lei nie. Israel het dikwels gelei. Maar die verbond bly ongeskonde, bly staan. Dieselfde beginsels geld vandag. Die vyand gaan jou beskuldig, mense gaan jou kritiseer, omstandighede gaan jou teenstaan, maar dit wat Jahwe gevestig het, kan nie deur menslike planne vernietig word nie. Maar selfs Jesaja het later geskryf, geen wapen wat teen jou gesmeer word, sal enigiets uitgerig kry. Daai toe Jolandi daai lied skryf, het julle sekerlik gesien hoe ek gereageer het, want dit was vir my regtig in hierdie week, ek het deur soveel emosies gegaan en Vader het diep werk in my kom doen en ek moes dinge bely, ek moes baie dinge bely, maar ek moes ook sien waarheen vat hy my en wat is nodig in my lewe om die regstellings te maak en visie te kry om vorentoe te gaan om sy beeld korrek te kan uitleef en op 'n gehoor manier te kan weergee. Dis 'n gedurende proses waarin 'n mens is om jouself te ek dink dis die beste ding wat 'n mens in jou lewe kan doen, is, Chris sê so baie keer, nie hou op met die selfaanklag, maar ek sien dit nie as selfaanklag nie, dit is regtig, dat ek my verneder voor Vader, my humble voor hom, om te sê, wat is daar fout in my lewe? Hoekom het ek nie die resultate in my lewe wat ek wil sien nie? Wat is daar wat ek u beeld skade doen? Wat ek moet verander? En dan is hy getrou. Is dit seer? Is dit ongemaklik? Verseker. Maar as ek nie bereid is om dit te doen nie, dan moet ek nie kerm oor dat ek nie resultate sien nie. Ja. Dan moet ek nie gaan kwaad word en ek moet vingerwys na ander mense nie. Dis regtig 'n kwessie van die verantwoordelikheid moet jy vat. Ons sê aldag, we want to walk our talk. En ek dink ons is regtig, ons word baie meer gechallenge op die kwessie van walk ons regtig ons talk. So Vader vat ons dieper en dieper en dieper. Derek Ayesha, die pad van die opregte. Ja. En weet jy wat, dis die naam van die bediening en ons word daarby gehou om dit uit te leef. Wat jy gaan sien, waaroor ons nie nou gaan praat nie, sal volgende week daaroor praat, maar hierdie parasha Balak eindig met Pinchas en dan sien jy weer eens kom hierdie einste Bileam en hy gee advies om die beeld van binne af te korrupteer. Ek gaan dit volgende week beter bespreek wanneer ons daarby uitkom, want hulle gaan in 'n kompromie ingaan, maar hy leer hulle dat
dat laat die kompromie binne in die kamp plaasvind, daar waar die beeld en die gelykenis is, laat dit daar gebeur, en dan sien hoe val Israel uit mekaar uit. So, ons bespreek daai gedeelte volgende week. So, wat gaan ons nou sê, samevattend oor wat ons vandag gesê het? Ons het nou verlede week gesien dat Korah vir ons gewys het hoe die beeld en gelykenis deur rebellie ontsuur word. Maar Gukkat Balak wys ons as 'n beeld onder herstel, wat gereinig word van die dood, wat reggemaak word in die leierskap, wat ons beskerm teen vloeke, wat die verbondsorde vervraai en ons beskerm teen kompromieë. Maar die vraag is of ek en jy Jahwe sal toelaat om sy beeld in ons te herstel. Of gaan ons ook toelaat dat Baal-Peor kan inkom en bederf dit wat Balak nie kon vervloek nie. Jy weet, miskien voel jy vandag soos Moshe, ek is uitgeput deur verantwoordelikheid. Miskien voel jy soos Israel, ons het soveel hindernisse en onsekerheid. Miskien voel jy soos Bilam, wat Jahwe nodig het om jou oë te open vir dit wat hy doen. Hierdie parasha herinner ons dat Jahwe getrou bly, hy voorsien water in die woestyn, hy bring genesing deur geloof, hy verander vloeke en seëninge, en hy wys ons op die koms van die koning, die komende koning, die Messias van Israel, die ster van uit Jakob, en dis Yeshua. So mag ons Jahwe vertrou selfs wanneer ons hom nie verstaan nie, mag ons hom gehoorsaam wees selfs wanneer die pad moeilik is, en mag ons in vertroue wandel in die wete dat wat Jahwe geseën het, kan niemand uiteindelik vervloek nie. Shabbat Shalom.